Goeiemôre. Ek lees vanmôre weer 'n bietjie vir 'n slag Filippense 4 vanaf vers 12. Hier sê Paulus vir die Filippense: Ek weet wat dit is om boomskraap te leef en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek het lewenservaring opgedoen vir alle omstandighede, vir wanneer ek genoeg het om te eet en wanneer ek honger is, vir oorvloed en tekort. Ek kan alles doen deur hom wat my die krag gee. Met ander woorde, deur Paulus se lewenservaring en deur dit wat hy deur die lewe mee gegaan het, weet hy hoe om deur te kom as dit goed gaan en hy weet hoe om te cope as dit swaar gaan. En hy kan al hierdie dinge doen omdat Christus hom die krag gee en omdat Christus dit vir hom moontlik maak om te aanvaar wat in sy lewe is. God se guns word vertoon deur ons. Dit word vertoon as ons God verheerlik. En as ons God verheerlik, word ons versterk en die ouens, mense om ons, hulle trek voordeel daaruit want hulle sien wat God vir sy kinders doen. 'n Gedissiplineerde hart met nederigheid en dankbaarheid laat ons nie net oorleef nie, maar dit laat ons leef in oorvloed. Dit laat ons nie net survive nie, maar dit laat ons thrive. Dan leef ons in God se seën en in God se krag. En dan kan ons ook soos Paulus sê, as dit met my goed gaan en ek het alles en ek sukkel om deur te kom, dan is dit oukei. En as dit met my goed gaan en ek het alles wat ek wil hê en nog meer, dan is dit nog beter. Want ek kan elke situasie wat in my lewe gebeur, of ek in oorvloed is en of ek tekort het, kan ek hanteer deur Christus wat my die krag gee. En dit moet ons onthou, dat ons 'n gedissiplineerde hart moet hê, dat ons in alle tye nederig en dankbaar moet wees. Ons moet dankbaar wees as ons bietjie het en ons moet dankbaar wees as ons baie het. En ons moet glo dat God se vrede in ons harte bly. En daarom is Filippense 4 vers 5 en 6 net so belangrik. As dit begin moeilik gaan, moenie paniekerig raak nie. Don't be anxious. Moenie paniekerig raak nie, begin bid. Don't be anxious, start to pray. Filippense 4 vers 5 en 6. En die dankbaarheid en nederigheid is iets wat in ons lewe moet wees elke liewe dag. God se guns moet goed vertoon word deurdat ons hom verheerlik sodat ons versterk kan wees en die ouens rondom ons se geloof gebou kan word. Hemelse Vader, help ons om in alles en in alle omstandighede U naam te verheerlik. Om in alles en in alle omstandighede U te roep en U eerste te sit. Baie dankie dat U guns en U vrede oor ons heers. Gee dat ons die Heilige Gees die plek in ons hart sal gee, sodat ons dit kan raak sien en in U krag kan leef. Amen.